bal word vertikaal opwaarts geprojekteer vanaf die bokant van 'n gebou wat 5 meter hoog is. Ignoreer die effekte van wrywing. So die bal word vertikaal opwaarts geprojekteer en dan bereik dit 'n maksimum hoogte by 'n spoed van 0 en dan val dit tot op die grond. Die tabel toon die grootte van die snelheid van die bal op 3 verskillende tye gedurende die beweging daarvan. By tyd 0 is die beginsnelheid opwaarts en in vorige video's het ek afwaarts as positief gebruik. In hierdie video gaan ek opwaarts as positief gebruik. So plus 15 meter per sekonde opwaarts. Dan by tyd P is die snelheid 0. So dit stem ooreen met die maksimum hoogte wat die bal geprojekteer word. En dan by 'n tyd van 3,36 sekondes tref die bal die grond. Ek weet daardie inligting is nog nie beskikbaar in die vraag nie, maar later sal jy sien dat by 3,36 sekondes die bal die grond tref teen 'n snelheid q. 2 punte, definieer die term vryval. Vryval is die beweging van 'n voorwerp slegs onder die invloed van swaartekrag. Nou hierdie vraag is al 'n paar keer gevra in die verlede en so ook in 2025. Gebruik slegs bewegingsvergelykings en bereken die waarde van P. By tyd P is die snelheid van die bal 0. So dit beteken die bal is by sy maksimum hoogte bo kan die grond. Ons het reeds die beginsnelheid VI van 15 meter per sekonde en ons het die eindsnelheid 0 meter per sekonde by die maksimum hoogte. Nou soek ons vir T. Ons gebruik bewegingsvergelykings en hierdie vergelyking is die eenvoudigste ene wat ons kry op ons formuleblad. So die eindsnelheid is gelyk aan die beginsnelheid plus die versnelling maal die verandering in tyd. Die eindsnelheid is 0. Die beginsnelheid, ons het gesê opwaarts is positief in hierdie geval, dan minus 9,8, want as op positief is, gravitasie is afwaarts, dit gaan dan negatief wees maal met T. En dan kan ons bloot hierdie bereken, minus 15 is gelyk aan minus 9,8 T. Ons deel met 'n minus 9,8 beide kante en die tyd wat ons kry is 1,53 sekondes. Hier volg die inligting wat ek vroeër na verwys het. Die bal tref die grond 3,36 sekondes nadat dit opwaarts gegooi is. Bereken Q. Nou hierdie was redelik eenvoudig. Ons gebruik vir 'n tweede keer dieselfde vergelyking. Ons eindsnelheid wat Q is die aanvangssnelheid plus die versnelling maal met die verandering in tyd. Ons aanvangssnelheid bly 15 en is positief, minus 9,8, want in hierdie geval op is positief, af is negatief en die verandering in tyd is 3,36 sekondes. En dan kry ons negatief 17,93 meter per sekonde, negatiewe waarde, want dit is afwaarts. Nou die vraag vra vir Q. Q is die grootte van die snelheid, so streng tegnies is dit net 17,93 meter per sekonde, want ons kyk slegs na die grootte. Maar minus 17,93 dui dan vir ons die rigting aan. Nou jy kon ook gebruik gemaak het van hierdie vergelyking, as jy lief is vir kwadrate, jy kon selfs gebruik gemaak het van hierdie vergelyking. Al waarop jy dan moet let, is dat delta Y is negatief 5 meter, want afwaarts is negatief en die verplasing is 5 meter. As jy dan nou die stelsel gebruik het waar op positief is en af
is negatief. Nou ongeag watter een van daardie 3 vergelykings jy sou gebruik het, jy sou by dieselfde antwoord uitkom. Jy's welkom om dit te toets. Wat wel net belangrik is, daai eerste vergelyking en die een wat ons hier gebruik, is by verre die maklikste ene. Daar's geen kwadrate nie en jy kom by dieselfde antwoord uit. Die bal hop tot 'n maksimum hoogte van 3 meter nadat dit die grond getref het. Is die botsing met die grond elasties of onelasties? Verduidelik die antwoord sonder die gebruik van berekeninge. Nou, hierdie botsing is uit die aard van die saak onelasties. Hoekom sê ek so? In 'n elastiese botsing sou die kinetiese energie volledig behoue gebly het. Die voorwerp sou dus weer teruggehop het tot by dieselfde hoogte as van waar dit geval het. Met ander woorde, die bal sou teruggehop het tot by 5 meter. In hierdie geval bereik die bal na die botsing slegs 'n maksimum hoogte van 3 meter. Dit beteken dat 'n deel van die kinetiese energie het verlore gegaan in die vorm van klank, hitte of die vervorming van die bal of die grond. Daarom is hierdie botsing onelasties. Teken 'n snelheid teenoor tydgrafiek vir die beweging van die bal vanaf die tyd wat dit geprojekteer is totdat dit die maksimum hoogte bereik het nadat dit gehop het. Toon die numeriese waardes van die aanvanklike snelheid, die tyd p en die snelheid q aan op die grafiek. Nou, ons het die beginsnelheid, dis 15 meter per sekonde positief, dit is opwaarts. Die tyd p het ons bereken 1,53 sekondes en die snelheid q wat ek hierso as negatief 17,93 aandui, want ons kyk na die snelheid en daarom kan ons nie net kyk na die grootte van die snelheid nie, rigting gaan ook hierso belangrik wees. Volledigheidshalwe gaan ek net 'n paar addisionele berekeninge doen. Teen watter snelheid hop die bal opwaarts? Ons gebruik in hierdie geval hierdie vergelyking. Nou kom ons kyk. Wat is die snelheid aan die einde as die bal hop tot op 'n maksimum hoogte? Dit gaan wees 0. Is gelyk aan die aanvanklike snelheid gekwadreer, dit is wat ons graag sal wil bereken, plus 2, onthou ons werk afwaarts is negatief, so minus 9,8, en dan die bal beweeg 3 meter opwaarts, op is positief, 3 is positief. So dan kry ons dat VI kwadraat is 58,8, so die aanvangsnelheid gaan positief 7,67 meter per sekonde wees. Met ander woorde, die bal tref die grond en onmiddellik verander die rigting en die bal beweeg opwaarts teen 7,67 meter per sekonde. So 7,67 meter per sekonde, die bal beweeg opwaarts. Hoe lank neem dit om nou die nuwe maksimum hoogte te bereik? Ons gebruik nog 'n keer daai vergelyking. Ons eindsnelheid by die maksimum hoogte wat 3 meter is, sal 0 wees. Die beginsnelheid is hierdie 7,67 wat ons sopas bereken het. Gravitasie is afwaarts is negatief minus 9,8 en dan ons tyd wat ons wil bereken. En daardie tyd is 0,78 sekondes. Nou wakker slaap, dit beteken dis 0,78 sekondes later. So ons gaan dit tel by die 3,36 sekondes en dit gee vir ons 4,14 sekondes. En daar het jy al die datapunte wat jy nou moet plot op jou grafiek. Dan moet jy net duidelik aandui dat die aanvanklike snelheid is 15 meter per sekonde by tyd 0. Jy gaan tyd p moet aandui en dit is daarso by 1,53
sekondes en dan ook minus 17,93 meter per sekonde wat snelheid Q is. So hierdie is P en hierdie is Q. En dan sien jy ook hierso jou nuwe aanvangssnelheid, dit is 7,67 meter per sekonde en ons tyd is 4,14 sekondes. Nou, jy het nie nodig gehad om hierdie laaste punte te bereken nie. Ek het dit net gedoen volledigheidshalwe en jy kan duidelik sien dat die gradiënt van die eerste lyn en die gradiënt van die tweede lyn is dieselfde en die rede daarvoor is eenvoudig, want beide dui op gravitasieversnelling wat konstant is. In ons geval afwaarts 9,8 meter per sekonde kwadraat.